Gemeente, kom ons sing vooraf saam, Skrifperimming 1:3, verse 1 en 3. Kom ons raak stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, dat die my lei en my bring na u heilige berg, na u woning. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek u kan loof met die lier, o God, my God. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here uit Psalm 135, verse 1, 2 en 3. Ons het nou gesê, in hierdie openingswoorde van ons, het ons gesê, ons wil in die huis van die Here wees, om hom te loof en te prys. En dit is wat ons ook in Psalm 135 doen. Die grootheid van sy naam, die grootheid van sy goedheid, en dit wat ons vanoggend ook aan die nagmaal kan beleef, om deur die tekens van die brood en wyn herinner te word, wat God se genade en liefde vir ons beteken. Daarom, broeders en susters, kom ons loof die Here uit Psalm 135, verse 1, 2 en 3, en daarna bely ons ons geloof.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot aan die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die wet van die Here, broeders en susters, is ons riglyne vir ons dankbaarheidslewe, om ook dit wat ons vandag in hierdie feesgeleentheid beleef, om dit ook in die wêreld te kan sinvol uitleef. Eksodus 20, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat aan die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord uit Psalm 142, die kloeteberuiming, ook aan hierdie psalm wat Dawid worstelend is oor wanneer hy homself beskou in die lig van God se woord. Wanneer ons die wet luister en daarna kyk en onsself beskou, broeders en susters, dan is ons doemwaardig, en dan voel 'n mens soms dat 'n mens nie in staat is nie. Maar in Christus, dis wat die nagmaal vir ons sê, is ons verlos en kan ons altyd na hom toe gaan. Psalm 142, verse 1, 3 en 5, en daarna bid ons dan saam.
Dankie Here, dat ons kan fees vier. Dankie vir die feesgeleentheid wat U in U onvermende liefde vir ons bepaal het en beplan het en ingestel het. Dankie dat U in U genade ingegryp het in 'n sondeverlore wêreld. Dat U ons so lief gehad het dat U U enige gebore seun gestuur het om vir ons te kom betaal. En dat ons vanoggend, Vader, in die tekens van die brood en die wyn in ons aansit aan die tafel herinner word aan wat dit vir U gekos het. En dankie Here dat ons as geregverdiges gereken kan word. Dat ons die vrymoedigheid mag hê om na U toe te kom, U aan te roep as ons Vader. Dat ons 'n groot gesin kan wees. Broers en susters in Jesus Christus. Help ons Vader om hierdie status waartoe U ons verhef het, dat ons dit waardig sal wees. Dat ons heilig sal lewe, afgesonder vir U. Dat die wêreld nie 'n invloed op ons lewe sal hê nie, maar dat ons 'n invloed op die wêreld sal hê. En dat dit wat ons vanoggend hier as gemeente kan beleef, dat ons U genadehand ook daarin sien. U sorg. U hou hierdie kandelaar brandend. U stuur U diensknegte om diensbaar te wees. En so het ons ook die wonderlike voorreg om weer 'n herder en 'n leraar in die volgende dae te ontvang. Dankie dat U voorsien op U tyd en op U manier en op U wyse. En dat dit altyd reg is, want U ken U gemeente, U ken ons, U weet wat ons nodig het. Seën ons ook nou in hierdie feesgeleentheid vandag, Vader, dat ons gedagtes, ons hartsbegeertes nie verwyder sal word van dit waarmee ons nou besig is nie. Dat ons sal fokus op dit wat ewigheidswaarde het, sodat ons 'n impak op die wêreld kan hê wanneer ons hier uitgaan. Wees ons genadig terwille van die soenverdienste van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Skrifbreuning 2:4 verse 3. Wie die middelaar se verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining wat daar uit sy sterwe kom. Hoor jy die opdrag hierso, broeders en susters? As jy uitsien, en dit is wat die nagmaal ook vanoggend sê, dis 'n bruilofsmaal wat heenwys na die ewige bruilofsmaal, en as jy uitsien daarna, dan sorg jy dat jy nou skoon bly vir hierdie bruilof. Dan soek jy reiniging, heiligheid, en dit is wat vanoggend ook in ons bediening van God se woord uit Johannes 17 na vore kom, wat Christus ook bid, maak hulle anders, leef heilig. Kom ons sing dit met daardie belydenis en oorgawe, Skrifbreuning 2:4 verse 3. Kom ons lees saam uit God se woord uit die Evangelie van Johannes, hoofstuk 17, vanaf vers 17. Die Evangelie van Johannes, hoofstuk 17,
vanaf vers 17. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie vir hulle nie, net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat u hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief het, net soos u my lief het. Tot sover God se woord. Vers 17, laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Broeders en susters, ons het die afgelope tyd besonder aandag gegee aan Paulus se brief aan die Efesiërs. Eerste 3 hoofstukke wat beklemtoon het wat God se genade ingehou het, wat hy in sy ontfermde liefde gedoen het om sy kerk te vestig, daar te stel. Die nagmaal vanoggend ook weer 'n teken van dit wat God in sy genade gedoen het om sy kinders bymekaar te kry, in 'n gesin te kry, 'n liggaam te laat wees. En van hoofstuk 4 af het Paulus begin om te sê, maar hierdie roeping, hierdie status, hierdie nuwe lewe waartoe God ons nou geroep het, ons moet waardig hierdie roeping leef. Met ander woorde, ons identiteit en ons leefstyl moet dieselfde wees, moet ooreenkom, moet op dieselfde skaal wees, moet dieselfde weeg. En hierdie uitwerking, uitlewing van ons leefstyl beteken dat daar 'n sekere gesindheid moet wees, nederigheid, sagmoedigheid, geduld en verdraagsame liefde. En ons moet hard werk daaraan om die eenheid wat God deur dit wat ons vanoggend weer in die nagmaal herinner word, wat hy opgeoffer het, om ons saam te kry, om ons saam te bind. Ons moet hard werk om daardie eenheid te vertroetel en te beskerm deur 'n onderlinge liefdesgemeenskap. En broeders en susters, dis die roeping of die oproep wat Paulus maak. Maar hy sluit aan by dit wat Christus ook doen in hierdie hoëpriesterlike gebed. Christus het ook vir die disippels geleer wat dit beteken om kerk te wees, om disipel van Jesus Christus te wees. Gaan lees maar Johannes 13 tot 16 en dan sien u wat Christus die disippels leer, wat die eise van disipelskap van Jesus Christus is. Dit vra opofferings, dit vra dat jy insit, dat jy doelbewus kies om God gehoorsaam te wees in alles. In detail het Christus vir die disippels geleer wat dit beteken om disipel te wees. Maar Christus weet dat ons as swakke mensekinders nie in staat is om altyd ons verantwoordelikheid as disipels van Jesus na te kom. Daarom bid hy hierdie gebed, hierdie hoëpriesterlike gebed, Johannes 17. Die Onse Vader het hy gesê, dis hoe jy behoort te bid. Maar hier bid hy self. Hy gaan in nederigheid na sy Vader, hy wat God is, onderwerp hom en vra dat sy Vader moet intree, vir sy kinders. Jesus maak sy begeertes aan God bekend.
En hierdie begeertes is gefokus op dit wat God se heerlikheid betref, wat ewigheidswaarde het, wat God se koninkryk betref. En hy bid in hierdie hoëpriesterlike gebed, bid hy vir 4 dinge. In die eerste plek, verse 1 tot 5, Vader, maak nou die werk klaar, bedoelende, Christus moet die volledige pad stap, hy moet gekruisig word. Hy vra dat sy Vader dit doen, dat hy sy plan uitvoer, al kos dit 'n vervloekte kruishout. Hy vra dat sy Vader dit doen. Die tweede plek, beskerm hulle geloof. Bewaar hulle Vader, want hulle geloof gaan getoets word deur klomp goeters. In die derde plek, Vader, maak hulle anders. En dit is waarby ons vanoggend wil stilstaan. En aan die derde plek sê hy, Vader, bring hulle huis toe. Want ek het vir hulle plek gaan gereed maak, bring hulle terug. Vanoggend, maak hulle anders. Dikwels word daar gepraat, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Dit beteken, broeders en susters, jy is in hierdie wêreld. Maar jy leef nie volgens die manier van die wêreld nie. Die wêreld skryf nie vir jou voor. Bepaal nie hoe jou optrede nie. Die kerk, die gelowige, die disipel van Jesus Christus, bepaal wat reg is. Laat hulle aan u woord toegewy wees. Die woord is die waarheid. Daar's net een weg, daar's net een lewe, daar's net een waarheid, dis Jesus Christus. Ons kan nie dat die massas, die meerderheid, bepaal wat ons leefstyl moet wees nie. Ons wat vanoggend hier sit in ons geloof bely het, en wat ook opstaan en aan hierdie tafel kom sit, sê nie ons is beter as ander nie, maar ons sê ons is anders. In Christus is ons geheilig. Geheilig beteken afgesonder. Jy leef op 'n ander manier. En jy gaan nie in die wêreld in en doen dit op 'n prekerige, beterweterige wyse wanneer jy in hulle leef nie. In die gesindheid van Christus, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, verdraagsame liefde. 'n Ligtoring, broeders en susters, blaas nie 'n trompet om te waarsku nie. 'n Ligtoring skyn net. Om heilig te wees, om anders te wees. Om nie betrokke te raak in 'n lewensstroom wat ons dieper en dieper intrek nie, geliefdes, is nie maklik nie. En daarom Christus se bede, en hy bid dit nog elke keer vir ons, elke dag, aan daar in die regterhand van die Vader, waar hy die plan uitvoer, tree hy in vir ons. Vader, maak hulle anders. Begelei my kinders op hierdie heiligmakingsproses. Heilig beteken nie, jy is sonder sonde en skoon nie, geliefdes. Jy is afgesonder vir 'n spesifieke doel. Jou Christenskap beteken dat jy deur God gemerk is vir 'n spesifieke diens. Paulus skryf aan Timoteus en sê, as iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp van besondere gebruik wees. Dan sal hy vir sy eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Broeders en susters, is ons in ons godsdiens, in ons kerklike meelewing, in ons Christelike waardes. Het is baie maklik om te sê, ons het waardes, maar is dit anders, geliefdes? Leef ons anders as die wêreld? Is ons bruikbaar in diens van die koning van die kerk? Nie van 'n kerkraad of van 'n predikant nie, maar vir die koning van die kerk. Christenskap is nie 'n vreugdelose ding nie, broeders en susters. Christus het gekom sodat ons die lewe voluit in volle oorvloed kan geniet. Wanneer ons na die lewe van Jesus Christus kyk, broeders en susters, dan beteken dit om heilig te lewe, dat daar veral 2 dinge is wat uitstaan. Voor ons nagmaal gebruik, die eerste saak. Gee jou eienaarskap op. Hou op om in beheer te wees. In die tweede plek wat ons na die nagmaal dieper gaan na kyk is, leef in onderlinge liefdesgemeenskap.
bewaar, beskerm die eenheid wat Christus bewerk het. Gee jou eienaarskap op. Hou op om in beheer te wees, verse 17 tot 19. Broeders en susters, as jy 'n disipel van Jesus Christus wil wees, as jy werklik wil uitleef dit wat jy vanoggend ook kom bely, wanneer jy aan hierdie tafel sit, dat jy deel het aan die sterwe en die opstanding en die hemelvaart van Jesus Christus, en op pad is na die ewige bruilofsmaal, dan moet jou eie manier van optrede prys gee. Gee oor, moenie probeer om in beheer te wees nie. Jesus was bereid om sy verheerlikte plek in die hemel prys te gee, terwille van ons sondaar mense. Ons moet ons eie voordeel prys gee. Ons moet ons eie gerief opgee in diens van die kerk, die koninkryk van God, ons Vader. Moenie oral probeer om jou naamtekening op alles te sit nie. Jesus gee prys terwille van die nood van ander. God word mens terwille van die sonde van die mens. Ten koste van homself verander. Hy wat God is, verneder homself in die gestalte van 'n diensknegt tot diens van hulle wat hom nodig het. Terwille van die saak van God, terwille van die koninkryk waarvoor ons bid, laat u koninkryk kom, broeders en susters, moet ons prys gee. Jy behoort liggaam en siel aan God in sy diens. Ons hou vas aan dinge, omdat ons dink dat die sin en die vreugde lê daarin dat ons behoort, dat ons dinge besit, dat ons in beheer is. En tog is ons die mees gefrustreerde en eensaamste mense wat jy in die samelewing kry. En bereid wees om eienaarskap op te gee. Hoe? Pleit by die Here vir geestelike onderskeidingsvermoë. Is jy in staat om te onderskei tussen dit wat goed en kwaad is? Kan ek laat los, geliefdes? Wat is ek bereid om op te offer in diens van die kerk en die koninkryk van die lewende God? Hoe gewillig is ek om God te toets? Hy sê, toets my. Hoe gewillig is ek om God te toets en oor te gee, te vertrou? Is my dankoffer die eerste op my begrotingslys? Of is dit nadat ek eers al my behoeftes voorsien het en my begeertes vervul het, wat ek sê, kom ek help vir die instandhouding van die erediens op 'n manier? Want ek wil in beheer wees. Ek is nie afhanklik van God nie. Ek het nie 'n kerk nodig nie, ek het nie 'n predikant nodig nie, ek het nie hierdie fasiliteite nodig nie. Ek kan op my eie aangaan. Leer om jou eie afgode te identifiseer, geliefdes. Waar lê jou begeertes? Wat dryf jou om te wees dit wat jy is en wat jy besig mee is? Is dit nie eie selfsugtige begeertes nie? Is jou begeertes daarop gestel om God in alles te verheerlik en te dien, soos wat ons sopas saam gesing het? Gee meer as wat jy ontvang het. En hoeveel ontvang jy nie daagliks nie, geliefdes? God se genade in oorvloed, elke dag. Wat is jy bereid om 'n tiende te gee? 'n Tiende nie net geld bedoel ek nie, 'n tiende van jou tyd in diens van die kerk en die koninkryk van God. Daar is in 'n week 168 ure. 'n Tiende daarvan is 17 ure. Hoeveel tyd spandeer jy in 'n week in jou verhouding met God en in sy diensbaarheid in die koninkryk van God? Gemaak 'n sommetjie en kyk of jy daarby by 'n tiende kan uitkom. Gee prys. Los jou selfsugtige begeertes en vra wat God wil hê. Jesus Christus het sy eie wil eenkant gesit. En hy het alles gedoen om self aan 'n vervloekte kruishout laat spyker om vir ons hoop te gee. Christus het homself geheilig, afgesonder, anders geword, sodat ons heilig kan word.
Broeders en susters, hoeveel gee ek, jy, om vir ander se heiligheid? Gebruik ons gawes en talente om die gemeente op te bou, soos wat ons verlede Sondag gehoor het, ook in die belydenisaflegging van 2 jonge susters wat beloof het, en wat ek dit weer gelees het, dat ons talente en gawes sal gebruik in die opbou van die koninkryk en tot nut en saligheid van my medegelowiges. Is ek bereid om deel te hê aan die heiligmakingsproses van my medebroeder en suster? Is ons bereid om vir mekaar op te offer? Nie met woorde nie, maar met dade. Het ek my eienaarskap opgegee, sodat ek vir ander mense, vir my medebroeder en suster, hoop kan gee. Broeders en susters, die nagmaal is hier vanoggend. As jy opstaan, dan bely jy daarmee, ek gee my eienaarskap op. Ek is afhanklik van God. Jesus Christus nooi elkeen van ons, kom sit aan. Kom kry van my gratis en verniet dit wat jy nodig het om voluit te kan leef. Staan dus op en kom sit aan hierdie tafel en besef dat jy in alles van God afhanklik is. Gee jou eienaarskap op, sodat jy God kan verheerlik in jou optrede en waardig jou roeping kan leef waartoe God jou geroep het. Amen. Voordat ons die nagmaalsformulier gaan lees, kom ons sing saam Skrifbreiding 17:3, die eerste vers. Dis met die oog op die nagmaal, wat ook in hierdie gedeelte vir ons sê wat dit beteken om die nagmaal in die brood en die wyn, beleef ons God se genadehand en dat hy vir ons in sy genade wil ondersteun en begelei op hierdie pad waar ons van hom diep afhanklik is. Skrifbreiding 17:3, die eerste vers. In hierdie voorbidding van Christus waar hy sê dat hy vra dat ons anders moet leef, soos ons gesê het, is daar 2 dinge wat belangrik is. Eerste ene, gee jou eienaarskap op. Hou op om in beheer te wees. En die tweede een, wat in verse 20 en 23 tot 23 beskryf word, is, bewaar die onderlinge liefdesband. Beskerm die eenheid. Broeders en susters, die aansit aan die tafel is deel van hierdie bediening, van hierdie verkondiging, van hierdie getuienis, van hierdie belydenis, dat ons een is, dat Christus 'n band tussen ons gesmee het, dat soos ek die brood en die wyn aangee, ons deel aan die verlossingsplan van God in Jesus Christus. En dit is 'n band wat ons daartoe moet dryf om Christus te dien, om gehoorsaam te wees. Soos Paulus sê, sterwe is wins, maar die lewe is Christus. Dit is waarop ons lewe ingestel moet word. Dis nie 'n soetsappige eenheid waar die waarheid afgegradeer word om almal te akkommodeer nie. Dis mos deesdae
standpunt dat ons dien maar almal dieselfde God, dit maak nie saak waarmee ons besig is nie. Dis 'n leuen, broeders en susters. Daar's een verlossing tot saligheid en is deur Jesus Christus alleen. Handelinge 4 vers 12. Die eenheid waarvan Christus hier praat en waarvoor hy bid, is soos die eenheid tussen Vader, Seun en Heilige Gees. En die waarheid van die woord, broeders en susters, bring hierdie eenheid. Deur saam te luister na die bediening van die woord, saam Bybelstudie te doen, saam katekisasie te doen, huisgodsdienst te doen. Die woord is die saambinding. Die woord bind saam. As jy met die Bybel besig is, dan bring dit eenheid, want dit is die waarheid van God se woord. God het dit vir ons daar gestel, om juis vir ons te leer wat dit beteken om as gesin by mekaar te wees. Die Bybel fokus jou gedagtes, jou emosies, jou aksies. Ons eenheid, ons saamwees, ons onderlinge liefdesgemeenskap, broeders en susters, is 'n getuienis van wie God is. En dit bring verandering. Ons leef in 'n wêreld wat gekenmerk word deur konflik, gebroke verhoudings, gesinne wat stikkend is, gemeenskappe wat onderling verdeeld is. Ons moet deur ons onderlinge liefdesband 'n spieël wees van wat God se liefde in Jesus Christus vir jou persoonlik beteken. Dis 'n liefde wat bereid is om eienaarskap op te gee, om onvoorwaardelik te vergewe, om die onderlinge eenheid te vertroetel, te beskerm. Dit kan alleen gedoen word, geliefdes, as ons op Christus gefokus is. Soos wat ons in die nagmaal nou na die tafel gekom het en gefokus was op die breek van die brood en die gee van die wyn. Dit het ons gebind. Dis gefokus op wat Christus vir ons gedoen het. Dit moet ook ons fokuspunt wees in ons daaglikse lewe. Eenheid beteken ons is 'n familie, broers en susters, soos wat ons so pas saam in Psalm 133 gesing het. Broers en susters in Christus. Ons is 'n gemeenskap van heiliges. Ons bely dit elke Sondag. Ons glo in die gemeenskap van die heiliges. Ons is 'n liggaam. Elke ledemaat pas by mekaar en is belangrik vir die gesonde funksionering van die hele liggaam. Broeders en susters, Christus het vir ons gebid en hy bid nog steeds vir ons, elke dag, dat ons anders sal wees. En duidelik het hy vir ons hier in sy gebed beskryf, wat beteken hierdie andersheid? Gee prys jou eienaarskap. Sorg dat die onderlinge liefdesband wat ons in die nagmaal nou met ons opstaan en kom aansat bely het, dat dit ook in ons daaglikse lewe uitgeleef word. Broeders en susters, as ek dan nou my lewe, wat ek elke dag leef, wanneer ek hier uitstap en die wêreld tegemoet gaan, as ek dit nou in die lig moet gaan beoordeel op grond van dit wat Christus nou vir my bid, om anders te wees, dan is die vraag, is jou lewe anders? Amen. Kom ons dank saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes af te dra, en daarna sing ons saam Psalm 33, verse 1 en 2.
Psalm 33 verse 1 en 2. Ons sing dit hier as regverdiges, as opregtes, as gelowiges wat deur die genade van God in Christus nuwe guns ontvang het. Kom ons sing dit met oorgawe, omdat ons ook vanoggend weer deel kon wees van hierdie feesgeleentheid en kan uitsien na die bruilofsmaal wat vir ons reeds voorberei is. Psalm 33 verse 1 en 2. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen. Nou die volgende afkondiging. Elmien, jy en Marley moet nie rondskuif nie, want jy het my preek nou deur mekaar gemaak. Jy moet op julle plekke sit. Dis hoekom my stem weggeraak het. Afkondiginge Dinsdag, die amandelbloeisels, Dominee Johannes Maritz by Abendvreden, en dan Woensdag 10:00 die kuns en klets tannies. En dan belangrike datums. Broeder en susters, ons het nogal 'n bedrywige tyd wat voorlê. Dominee Zander en sy familie kom in hierdie week, kom hulle, en baie dankie vir almal wat betrokke is by die ontvangs en kos gee en verwelkoming. Maar amptelik Saterdag aand, die 23ste 6:00, gaan ons net die kerkraad eers bymekaar kom en 6:30 is die erediens, waar hy bevestig gaan word deur sy pa, Dominee Dirk van Sant, en dan direk daarna is dan sy ontvangs hier in die saal, waar ons ook saam gaan eet. En aan die Sondagoggend, die 24ste, is dit dan Dominee Zander se intreepreek, wanneer hy dan hier is. En dan die aand, die kerssangdiens, gesamentlike kerssangdiens by die NG Kerk. Ek is nou nie seker van die tyd nie, 6:00 of 6:30. Hantie, weet jy miskien? 6:00. Maar 'n belangrike oproep wat ook van Dominee Johannes afgekom het, hulle gaan nie die aand by die kerssangdiens 'n kollekte hou nie. Hulle wil hê dat ons met, ek vergeet altyd, nie bederfbare kosse. In ons AMI-tyd het ons gesê droë rantsoene, dat ons dit moet bring, want hulle wil graag vir mense wat
oor Kerstyd nie die vermoë het om dalk kos te hê om dit vir hulle uit te deel. So asseblief bring maar vir ons van daai kosse saam vir die aand, sodat ons dit dan tussen die twee gemeentes se diakonie kan verdeel en dat hulle daarmee kan help asseblief. Diakoniebraai die 30ste, die laaste braai vir hierdie jaar. Dan onder meelewing, Helena, ons is bly jy's hierso. Mag die behandeling die gewenste uitwerking hê, baie sterkte ook aan hierdie proses van genesing. Ek het vir Jill ook aan die nagmaalstafel gesien. Jill, ons is dankbaar dat jy saam met ons hier kan wees en sterkte ook daar by die ou mense in huis sonder sorge. Ons vertrou dat dit alles mooi sal afloop vir jou. Adrie Beer, sukkel met 'n maagseer. Adrie, baie sterkte vir jou ook. Corneille, ons is bly jy's hierso, dat jy al so herstel het dat jy saam met ons kon deel. Pas jy op, Hendrik, pas op asseblief hoor. En dan Isak, ons is dankbaar dat die terugslag wat in jou gesondheid gehad het afgelope week, dat in die hospitaal was, dat dit daar nie ernstige gevolge is nie. Baie sterkte ook, en pas julle op asseblief hoor, baie sterkte daarmee. En dan, broeders en susters, dink ek het ek net 1 of 2, die verjaardag. Julle het nie vandag die verjaardag vir my nie. Kobus Prinsloo die 21ste November, 22ste Zandri Skeepers en die 23ste Kayla van Willig. Kayla, is jy hier? Wil jy nie jou chocolate hê nie? Kom Kayla. Baie geluk ook aan Kobus en Zandri. Mag dit 'n geseënde tyd vir julle wees. Baie geluk hoor. Okay. En dan verkies tot ouderlinge en diaken, verkies tot ouderling, broeder Gerrit Viljoen, en tot diakens broeder Piet van Rooi en George Keen. Hierdie broeders, as hulle die roeping opvolg, sal hulle op Sondag die 1 Desember bevestig word. En dan, broeders en susters, ook net 'n laaste, ek weet nie of dit in die nuusbrief, julle van hierdie los blaadjies oor die kerkblad, Dominee Cassie Oukamp, wat die redakteur is van die kerkblad, doen spesiale moeite om die kerkblad aantreklik te maak en ook die kerkblad aan die gang te hou vir ons kerklike gemeenskap. Maar hy het nou in Desember maand het hy 'n spesiale uitgawe wat die helfte so groot is as die gewone ene wat uitkom. Dis net 'n eenmalige uitgawe met besondere dinge wat gebeur het in die kerk en gaan gebeur. En dit is Desember en 'n Januarie uitgawe vir $40. So as jy belangstel om hierdie spesiale uitgawe te kry, kontak net vir Martin by die kantoor en betaal die geld daarin, dan maar jy moet dit so gou as moontlik doen sodat ons dit kan bestel om dit beskikbaar te hê hier in Januarie, Februarie. Dit is asseblief, kom ons ondersteun vir Cassie met hierdie kerkblad sodat ons hulle ook kan help om die kerkblad aan die gang te hou. Baie dankie broeders en susters, kom ons gaan drink saam 'n koppie koffie.